So die vraag wat ons gaan hanteer op hierdie stadium is een van die wonderlikste profesieë in die Ou Testament oor die Nuwe Jerusalem, hoe dit eendag daar gaan wees. En ek wonder of jy weet waar ons dit vind in die Ou Testament. Dis in die boek van Jesaja, in die boekrol van Jesaja. Dis een van die mees aangrypendste en verbasendste profesieë met betrekking tot die Nuwe Jerusalem wat ons in die Bybel vind in die Ou Testament. So ek wil dit vir jou lees, dis in Jesaja hoofstuk 60, vers 19 en vers 20. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie. Nou die Here sê dit vir sy volk Israel, wat in Jerusalem woon. Luister weer, die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie. Maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. Dis geweldig aangrypend wat ons hier lees in die Ou Testament met betrekking tot die heilige stad Jerusalem en die volk van Israel se teenwoordigheid. Onthou, wat ons hier gelees het nou net, is 700 jaar geprofeteer voor Christus verskyn het, en 800 jaar voordat Johannes die boek Openbaring geskryf het. Hierdie heerlike waarheid van die lig in die Godstad Jerusalem. So kom ons gaan kyk eers na hierdie ongelooflike, wonderlike ding waarvan die Bybel praat. So in Jesaja het ons gelees dat die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. Nou in Openbaring 21 vers 11, wanneer ons lees, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, nuwe Jerusalem wat neerdaal, lees ons in vers 11, die heilige stad Jerusalem, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Dis gelyk aan 'n diamant. Ons sal dit ken soos die skynsel van 'n diamant. In vers 23, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Die son of die maan sal nie skyn in hierdie stad, en dit nie nodig nie, want die Here God, sy Shekinah, sy heerlikheid, het die stad verlig. En in hoofstuk 22 vers 5 Openbaring lees ons, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. Hier is 'n geweldige ding wat ons hier in die woord van die Here sien, met betrekking tot die heilige stad, die Nuwe Jerusalem. En wat die stad betref, die lig is so penetrerend, dat die stad wat 2400 kilometer lank, 2400 kilometer breed, en 2400 kilometer hoog is. Geen lanterns, geen vloedligte, spreiligte, geen elektrisiteit, of selfs geen kersse of flitsligte benodig nie. God se Shekinah, die heerlikheid van die Here, en die lam, Jesus, is sy lamp. In ander woorde, die skynsel van God en van sy seun Jesus. Hier staan in die profesie van Jesaja, die son sal bedags jou lig nie meer wees in Jerusalem nie, en die maan se glans
sal nie meer in Jerusalem skyn nie, maar die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Dit word letterlik vervul in die openbaringsprofesie van die stad van die nuwe Jerusalem. So, Jesus Christus se lig en God die Vader, so honderde jare voordat Johannes die lig gesien het en daarvan praat in sy boek, ek bedoel 800 jaar voor dit, skrywe die profeet Jesaja reeds daaroor. Die tweede ding wat my aangryp oor hierdie Godstad, is die strate van goud en die stad van goud. Let net mooi op, vers 18 sê, Openbaring 21, die boustof van sy muur was jaspis en die stad self, was suiwer goud soos suiwer glas. So die stad, die nuwe Jerusalem, is gebou van suiwer goud. En staan daar in vers 21, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. Kan jy jou indink dat hierdie stad en die strate van suiwer goud, nou ek en jy weet nie hoe lyk suiwer goud nie. Ons ken net aardse goud. Ons ken nie hierdie deurskynende goud wat God gebruik het om die nuwe Jerusalem te bou en die strate van die stad. Dit is deurskynend. Met ons oë, met ons verheerlikte liggaam, sal ek en jy kan sien, soos ons nog nooit gesien het, met ons aardse oë, wanneer ons nuwe verheerlikte liggaam kry. Dan lees ons wat uitstaand is, wat verbasend is, die poorte is van parels. Nou die pragt van 'n reuse parel, 12 poorte, 12 groot parels vorm die uitgang en die ingang van hierdie heerlike stad. En daar word gesê die parels is soos jaspis. Nou jaspis, die naaste in die Bybelse tyd, as jaspis in die Bybelse tyd, die naaste wat ek en jy in moderne tyd aan dit kan kom as ek dit moet beskryf, sal wees 'n diamant. So, en by elke poort staan 'n engel. So, toegang tot die stad is verseker, jy is baie welkom, want die poorte, so sê Openbaring, vir ons in Openbaring 21, vers 25, sy poorte sal nooit gesluit word nie. So nooit ooit word die ingang van die stad toegemaak. Niemand word verhinder om daar in te gaan en daar uit te gaan nie. Elke mens buite het toegang na binne en wie binne die stad is, het toegang na buite. En die boek van die lewe verseker vrye toegang, want almal in die stad en almal buite die stad se naam is in die boek van die lewe. En dan lees ons hierdie verbasende, die water van die lewe en die boom van die lewe. Hier staan in hoofstuk 22, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So, vanuit onder die troon van God en van die Lam, vloei 'n standhoudende rivier van die water van die lewe, helder vloeiend, die mooiste rivier met lewende water, water om te drink, water wat vloei tot in ewigheid van onder die troon van God. Die mooiste, verruklikste bome is die boom van die lewe en hy is weerskante van die rivier. Die vrugte en blare kan geëet word. Elke maand is daar, elke 30 dae is daar nuwe vrugte. 12 maal nuwe vrugte in die 12 maande van die jaar. Almal wat by die stad ingegaan het en almal wat in die stad woon, kan eet na hartelus
en drink van die rivier na hartelus. Die boom wat God weggeneem het in die tuin van Eden wat daar was, in Mesopotamië, in die ou Irak, daardie boom is beskikbaar in die Nuwe Jerusalem. En dan lees ons in hoofstuk 21 vers 22, en 'n tempel het ek daarin nie gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. En dan hoofstuk 22, en uit die troon van God het die rivier gevloei. Dit wil sê, geen tempel in die Nuwe Jerusalem op die nuwe aarde, maar 'n troon, die troon van God. En dan lees ons wonder bo wonder om hierdie stad. Lees ons in vers 12. En dit het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele. So dit is groot en hoog. Vers 14 sê, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En lees ons in vers 17, en die muur gemeet op 144 el, bykans 100 meter hoog. En dan lees ons in vers 19 en 20, en die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was van jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende krisoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de kristoraas, die 11de hyasint en die 12de ametis. So hierdie Godstad, die Nuwe Jerusalem wat op die aarde sal wees, sal die nuwe hoofstad van God wees, vanuit die ganse skepping, van waar God sal regeer, gaan dit die aarde wees, hier waar ek en jy nou is. So, ons gaan nie vir ewig hemel toe nie, ons kom weer terug, binnekort, aarde toe. As ons met die wegraping weggaan, na die 1000 jaar vrederyk, die van ons wat nie sal aarde toe kom nie, gaan die Nuwe Jerusalem vir ewig op die aarde wees. Want hulle wat agterbly, want dit is nie noodwendig almal wat met Jesus op die aarde kom regeer, want onthou, aan God se profetiese kalender, as die wegraping nou plaasvind, oor 7 jaar is die sigbare wederkoms, en 1000 jaar later, as die vrederyk verby is, kom die Nuwe Jerusalem in die hemel uit. So die wat agterbly in die hemel, sal in die Nuwe Jerusalem agterbly, maar dan kom hulle na die aarde toe, dan sal hulle vir ewig, met al hulle geliefdes, op die nuwe aarde kan woon. En natuurlik die kerk, kan binne in die stad woon, en natuurlik daar sal vele ander buitekant die stad wees. So God self, die lam, sy seun, en die troon van God, gaan vir ewig hier op die aarde wees. Die twee uitstaande kenmerke, wat vir my so verbasend was, toe ek weer lees die profesie van Jesaja, wat sê die maan, sy glans sal jou skynsel nie wees nie, in Jerusalem. Die son sal bedags nie skyn in Jerusalem nie, maar die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Die Shekinah heerlikheid van God is die groot kenmerk van die stad. God se lig wat alles deurdring. En die tweede belangrike ding is, dit is 'n heilige stad. Want hier staan in vers 2, en ek het die heilige stad, die Nuwe Jerusalem, sien neerdaal. En in vers 10, en hy het my die gees weggevoer, en ek het gesien die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. Hoekom sê die Bybel, die plek is heilig? Kom ek jou sê, dit is heilig, omdat God, die heilige God daar woon. Dit is heilig, omdat sy seun daar woon. Dit is heilig, omdat al die verlostes, wat geheilig is, daar woon. Dit beteken, vriende, die Nuwe Jerusalem is 'n plek, waar daar in der ewigheid, en tot in alle ewigheid, vir honderde, miljoene en biljoene jare, geen enkele leuen vertel sal word nie. Daar sal geen onwaarheid wees nie, daar is geen boosheid,
Daar's geen vloek, daar's niks onrein, geen korrupsie, geen sonde, geen dood, geen tronke, geen hofsale en geen hospitale of begraafplase nie. Nee, nooit in der ewigheid nie. Hier beteken dit vir my en jou. Dis die vervulling van Jesus se belofte aan jou en aan my as 'n gelowige, ons wat in Christus is. Openbaring 3 vers 20. En hy sê, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal. So, ek sal op hom die naam van die stad skrywe. Jy en ek gaan vir ewig die naam van die nuwe Jerusalem op ons dra. Dit beteken, ons behoort aan die Godstad, die nuwe Jerusalem, waar die Shekinah heerlikheid van die Here en die heiligheid van God ewigdurend sal wees. Ons is op pad, onderweg na hierdie heerlike plek. Nou toe, mag die Here jou seën, terwyl jy in jou hart dit kosbaar bewaar. So kom ons gaan kyk, het daar vrae opgeduik vanaand? Ek net my rekenaar 'n bietjie nader trek hierso. Kom ons kyk. Alright. So die eerste, Niek. Verduidelik asseblief 1 Kronieke 1 vers 10, dit word verwys na Nimrod, wat 'n geweldenaar op die aarde gewees het. Was Kain ook 'n geweldenaar nie? Ja, maar natuurlik Nimrod was nie net 'n geweldenaar nie, hy was ook die groot jagter voor God, en dit was Nimrod wat die stad Babel gebou het, rebellie teen God. En Kain het nie die stad Babel gebou nie, hy het net sy broer doodgemaak, maar wat Nimrod gedoen het, hy was 'n baie groot jagter voor die aangesig van God, Genesis 10. En Genesis 10 sê ook vir ons, dit was dan ook hy wat hierdie stad gebou het, en dit het natuurlik te doen met rebellie teen God. Dan Niek, vra jy, hoeveel jaar het verloop van die begin van die skepping tot die ark klaar gebou was? Ok, kom ek gaan vir jou sê, ek kan gaan kyk en 'n bietjie navorsing het oor dit doen, maar kom ons weet dit. Die volgende wat ek net vir jou kan sê wat ek dadelik weet. Noag was 500 jaar oud toe hy die ark begin bou het. Hy het 100 jaar aan die ark, want jy vra, toe dit klaar gebou was, en God die deur gesluit het. Noag was die 10de geslag. So ek kan teruggaan, omdat ek die datum het van die 10 geslagte, dan kan ek gaan kyk, om het presies vir jou te sê. Maar Noag was die 10de geslag van Adam af, die 10de geslag. Hy was 500 jaar oud, toe hy die ark gebou het. Nou, van Noag na Abraham. Abraham, weet ons, was dus in die jaar 2000. Nou, dit gaan onmiddellik dan vir jou wys, want hier is die interessante ding, want die presiese datum kan ek vir jou gee nie, maar ek kan daarom vir jou help deur te sê, ons kan kyk na ongeveer 2000 jaar afgerond. Hoekom ek dit net sê is, want ons weet, ek dink daar was 69 jaar tussen Noag en Abraham. So, dan weet ons pad van so ongeveer 2000 jaar in die skepping, maar wat ons wel weet, hy het plus minus 100 jaar gebou, en hy was 500 jaar oud toe hy die ark gebou het. Ok, hoop dit help. Suzette, in God se woord waarsku God die mens dat die sonde om met dieselfde geslag as jy 'n verhouding te hê. Dis korrek. Veronderstel jy is gay, maar jy is weergebore, gedoop alles. Sal jy bruid wees? Ja, dit is natuurlik baie problematies, want die groot vraag is daai persoon werklik weergebore? Want weet dit is baie verkeerd in die oë van die Here, maar dit is baie beslis moontlik dat iemand kan gay wees. Hulle het hulle hart vir die Here gegee en het daai lewenstyl aangehang en hulle laat doop. Natuurlik weet ek en jy dat doelbewuslike, moedswillige, opsetlike sonde sal beteken dat daardie persoon sal verantwoording doen, maar ons weet ook dat die sonde tot die dood kan ook hierso in spel kom, maar die een ding wat ek en jy baie bewus van moet wees, en dit is dat die Bybel baie duidelik daarvan is, dat 'n mens moet jou sonde bely. So die regte ding sou wees, is vir so 'n persoon om God om vergifnis te vra,
Of die persoon deel van die bruid sal wees, die antwoord gaan wees Suzette, of daardie persoon in Christus gaan wees ten tye van die wegraping. Want onthou, net die wat in Christus is, het deel aan die wegraping. So as daai persoon in Christus sou wees, kan daai persoon deel hê. Nou, ons weet van mense wat verkeerde lewenstyl het, seksueel, as jy dink in 1 Korintiërs 5. So kom ek gebruik 1 Korintiërs 5 as 'n antwoord op jou vraag. Ok, ek blaai goed daarheen, hier is ek nou, 1 Korintiërs 5, nou lees ek vir jou. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so aard, as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. So hierdie seksuele ongebondenheid het te doen met iemand wat met sy vrou, wat met sy vader se vrou in die bed geklim het. In hierdie geval weet ek dat die Griekse teks verwys na sy stiefma. Was nie sy werklike ma nie, maar sy stiefma. Dit weet ek in die teks uit. En tog is julle opgeblaas in plaas van jy liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. So wat gaan van hierdie persoon word? Kom ons bly lees. Wat my betref het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees, saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees. So Paulus sê, die persoon gaan sterwe vir wat hy doen, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. So hy sê, dit is nie noodwendig dat die persoon hel toe gaan nie. Hy sê, maar daar wag vir hom 'n straf, die dood. So in hierdie geval, vir hierdie sonde, en hier het ons die voorbeeld, dit is 'n doodsonde, die persoon word aan Satan oorgegee tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word. So in hierdie geval blyk dit, asof hierdie broeder, hy word verwyder onder hulle uit, maar dat hy nie die ewige lewe verbeur het. Ek praat nou uit monde van Paulus in 1 Korintiërs 5. Okay. Naomi, sal die skaapnasies diere slag om te eet? Diere gaan mos weer gras eet ensovoorts. Ok, maar dat diere gaan gras eet, Naomi, is mos in die 1000 jaar vrederyk. En jou vraag is, want die skaapnasies leef in die 1000 jaar vrederyk, ek is 'n bietjie onseker. Nou wil ek ook net sê, dat die Bybel sê, dat hulle sal gaan staan by die see, die dooie see, wat op die oomblik net 'n minerale see is. Daar's nie visse wat jy kan eet en vang in die dooie see nie, maar die Bybel sê in die profesie van die Ou Testament, dat wanneer Jesus met sy voet op die Olyfberg kom staan, gaan die berg van split, en wanneer hy van oopsplit, sê die Bybel, dan sal die water van die Middellandse See deurvloei tot binne in die dooie see, en dit gaan die dooie see gesond maak, en dan staan daar, en daar sal weer vissers staan, om vis te vang. Nou wil ek sê, as vissers gaan vis vang, om vis te eet, by die dooie see, het ek geen twyfel, dat die mens sal wel ook diere eet, heel waarskynlik as 'n afleiding, want as jy vis vang om vis te eet, sal jy heel waarskynlik diere ook kan eet in die 1000 jaar vrederyk. Miskien sal dit ons verras wees, dat die Here dit op 'n ander manier gaan doen, dat die mens dan dit nie so sal doen nie, maar die Here het in Genesis hoofstuk 9 vir Noag gesê, die mens kan van nou af vleis eet. So die nuwe wet, die Bybel gaan nie te veel daarin om ons dit te sê nie, maar wat die Bybel wel vir ons leer, is dat die mense sal vis eet, hulle gaan vis vang en eet, so die res kan jy maar aflei. Ok? Elsabie, goeienaand. Hoe het Petrus en Jakobus en Johannes geweet, dat dit Moses en Elia was? Ja, hulle het hulle mos nie geken nie. So, en dis wat ek baie keer sê, Elsabie, dat ons sal onmiddellik, as ons sekere mense in die ewigheid sien, onmiddellik weet wie hulle is. Want die Bybel sê dat hulle het hulle herken. Nou die Bybel sê nie, dat Jesus het hulle voorgestel, Moses en Elia,
aan wat ek bedoel, Jesus het geweet is Moses en Elia. Hulle het nie net self kom voorstel aan Jesus sê, luister, ek is Elia en hallo, ek is Moses. Hy het dit geweet. Of Jakobus en Petrus en Johannes dit intuïtief geweet het, of die manier hoe hulle gelyk het, of dat Jesus hulle voorgestel het, of dat hulle in die gees onmiddellik geweet het wie dit was. Die Bybel openbaar dit nie aan ons nie, so wat dit betref, your guess is as good as mine. Okay. Hoekom het Jesus die vye boom wat nie vye gehad het vervloek? Elsewit, as jy gaan na, wat sê die Bybel, nee? En ek wil amper dink is volume 1, Wessel kan het miskien nie daar vir ons op die skerm sit, toe het ek gepraat oor die vye boom wat vervloek is, en wat daar gebeur het onder vraagteken gebeure in die Bybel. So daai artikel, ek het dit gepubliseer, en ek wil nie te veel daaroor sê nie, ek wil hê dat jy moet dit lees. Jy kan dit net gaan aflaai daar, en dan is jy baie welkom dit te lees. Andersins, as jy dit wil gaan aflaai, nie, het gee net R20 kos. As jy dit wil vermy, het ek vir jou ander goeie idee. Wessel en Clarissa het ook vir ons podcast, potgooi, het hulle vir ons gereël, en so as jy gaan kyk onder raymondlomba.com, en jy kyk na wat daarop is, dan gaan jy afkom op die 9 vraagteken gebeure, wat in audio afgelaai is, en jy is welkom daarna te gaan luister. So jy kan of luister, of jy kan die artikel kry. Ok, laat weet vir my bietjie in die toekoms of jy het in die hande gekry het, sal graag wil hoor of jy het kon recht kry. Hallo julle, uit Kreeusdorp, hallo. Ok, kom ons kyk gou waar is ek nou. Henry, yes. Wat gaan ons doen in die hemel? Henry, wel, die een ding wat ek en jy weet wat ons gaan doen in die hemel, ons gaan ons familie ontmoet. Is dit nie wonderlik nie? Ons gaan Jesus ontmoet, persoonlik, van aangesig tot aangesig. Ons gaan engele ontmoet, ons gaan gerubs ontmoet, ons gaan oud-testamentiese heiliges ontmoet, ons gaan almal ontmoet waarvan ons in die Bybel lees. Jy gaan jou vriende op aarde ontmoet. En daar's wonderlike dinge wat gaan gebeur. Daar's musiek, daar's sang, daar's baie dinge wat in die hemel gebeur. Daar's 'n paradys, daar's bome, daar's water, die troon van God is daar, Vader is daar. So, daar's trone, daar's heerskapye, daar's berge in die hemel, daar's wonderlike dinge. So daar's baie dinge wat ons in die hemel gaan doen. Ek dink as jy my nuwe boek kry, hoe om te navigeer deur die eindtyd, ek dink dit is die 2de of die 3de laaste hoofstuk, dan praat ek oor alles wat in die hemel is, en wat nie in die hemel is. En as jy daar gaan lees, gaan jy baie wonderlike dinge ontdek, rondom die hemel. In die hemel is daar musiek wat speel, daar's musiekinstrumente, in die hemel word aankondigings gedoen, daar's samekomste. Die Bybel sê, in die hemel, Hebreërs 12, is daar 'n feestelike vergadering. So, daar word fees gevier. In die hemel kom die regterstoel byeenkoms. In die hemel is daar die bruilofsmaal van die lam. Ons moet 'n bruilof gaan bywoon, ons het die regterstoel om by te woon. Daar's baie dinge, jy gaan baie besig wees in die hemel. Glo my vry. En in die hemel gaan vriende jou ontvang in ewige tente, soos wat ons lees in Lukas hoofstuk 16, gaan lees gerus daar. Dis baie interessant. Ok. Isa, op watter stadium het wilde diere begin vleis eet, roofdiere? Van die begin af, toe God die skepping gemaak het, want 'n leeu is 'n leeu. God het nooit die metabolisme van die diereryk verander nie, hy gaan dit doen in die 1000 jaar vrederyk. So dit gaan nog gebeur. En die rede waarom dit so is, anders sou al die diere net op die aarde vermeerder het, en dit sou 'n wanbalans in die diereryk gebring het. So dit is nog, God het hulle so gemaak. So die Here het karnivore gemaak, diere wat vleis eet, en die Here het diere wat gras eet gemaak. Ok, die mens het voor die sonvloed blykbaar nie vleis geëet nie, want dis eers na die sonvloed wat God in die 10de geslag, dit wil sê amper is na 2000 jaar, wat ons lees die mense begin om vleis te eet. Alright. Wilma, ek is opgewonde oor die woord vanaand. Ek ook, want ons praat oor die hemel.
Absoluut, dankie Wilma. Helene, iets wat ek oorwonder, gaan ons vir ewig wakker bly? Of vra ek die vraag omdat ek tydgebonde is? Ja. So hier's my antwoord. Jesus sê in Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê het. So wat vind 'n mens in 'n woning? Ek weet, op die nuwe aarde, die mense wat op die nuwe aarde gaan woon buite die stad Jerusalem, hulle sal verseker 'n bed hê om te slaap. So, my voorstel is, want onthou in die nuwe Jerusalem word dit nie donker nie, né? Dis nie nag nie. So dit word nie nag nie. Ek het 'n idee dat as jy wil 'n slaapie inwerk, sal jy maar iewers op die aarde moet gaan waar dit weer donker word. Okay. Rudy, ek wil graag hoor, hoekom pleit baie mense die bloed van Jesus oor mense en besittings? Sy bloed was vir verlossing gewees. Rudy, wat dit betref, is jy heeltemal korrek. Absoluut. So, maar is interessant, dat bloed was besprinkel op die ameublement van die tempel, op die verbondsark, die versoendeksel in die allerheiligste, en al die ameublement van die tempel, selfs die volk was met bloed besprinkel. En ek dink dit is bietjie 'n teruggryp vir mense op 'n Oud-testamentiese beginsel, omdat bloed op die besittings van die tabernakel gesprinkel was, soos wat Hebreërs ons leer, en ons sien ook in die boek Exodus, met die inwyding. Maar ek is van mening dat ek nie nodig het om Jesus se bloed oor mense te pleit en oor besittings te pleit nie. Die bloed is daar vir vergifnis van ons sondes, en in dit is jy heeltemal korrek, en ek gee jou gelyk, en dis hoe ek het ook hanteer. Jy is baie skerp. Teresa, pastoor, almal ingeskakel. Hallo Boksburg en Messina, wie is die ander wat buitekant die stad gaan wees? Dis mense met gewone liggame, Zelna. Jy moet my boek die Openbaring boek kry. In die boek Openbaring in hoofstuk 21 en 22, die van julle wat dit het, daar verduidelik ek dit. Ook in my nuwe boek om te navigeer, as jy dit nie kry nie, kan jy maar net bestel by Raymond Lombard boekstore.com, dan verduidelik ek dit. Maar net vir jou, net vir interessantheid, ek wil nie die stelling maak, dit het net eenvoudig te doen, daar is mense wat vir ewig op die aarde gaan woon, wat nie verheerlikte liggame het. Dis mense wat deur die 1000 jaar vrederyk kom, hulle het nie gesterf nie, en daarom kry hulle nie verheerlikte liggame, hulle gaan voort. Ons wat in die kerk hier is, ons het verheerlikte liggame. Okay? En dis waarom. Kom ons gaan kyk. Wat is die volgende vraag? Pastoor, die mense wat buite die nuwe aarde gaan woon, gaan nog babas gebore word. Yes, daar gaan huwelike wees, maar dis die aardse mense. Dis ek en jy wat in die kerkera leef. Jesus sê dat ons kry verheerlikte liggaam, en mense wat verheerlikte liggame het, gaan nie seksueel verkeer, so daar sal die kinders en babas deur ons verwek word nie. Maar die ander mense wat op die aarde is, met hulle gaan dit baie beslis so wees. Wat jy eintlik vind is, soos Adam en Eva was voor die sondeval. Right? As hulle nie sonde gepleeg het nie, hoe sou dit vandag gewees het? Dan sou vir ewig mense op die aarde gewees wat vermeerder sonder om te sterf, met aardse liggame, soos God die mens gemaak het. So dan gaan sulke mense vir ewig op die aarde bly, sonder sonde, maar ons as bruid van Christus, kerk van Christus, ons het verheerlikte liggaam, ons het 'n ander heerlikheid, iets baie groters en beters, as wat hulle dit ooit sou kon hê. Alright, groete daar, Potsch. Hier is 'n interessante vraag. Kom van Bonnie af. Wanneer God in die nuwe Jerusalem kom woon, dan wat gebeur na 1000 jaar op aarde? Maar Bonnie, dis juis na die 1000 jaar vrederyk. Die profetiese horlosie van God loop so. Ek en jy leef op die oomblik in die kerkera. Kerkera kom dit aan einde, die oomblik met die wegraping.
dan kom die 7 jaar groot verdrukking. Na die 7 jaar groot verdrukking, die 1000 jaar vrederyk. Na die 1000 jaar vrederyk, die nuwe hemel en die nuwe aarde, Openbaring 21. Dis wanneer God self in Nuwe Jerusalem kom woon. Jesus gaan in die aarde, in die 1000 jaar vrederyk, in Jerusalem woon, wat hy gaan oprig, volgens Esegiel, hoofstuk 40 tot en met 46. Jy kan dit daar gaan lees. Okay. Anniekie gaan weergebore gay mense hemel toe. Ek het reeds daaroor gepraat. Okay. Foon bly verkeer. Vyeboom, daar sê. Okay, Aniska, wat het jy? Goeie naam. Wanneer is die jubilee? Hoe naby is ons aan die 7 jaar groot verdrukking? Ja, so ons natuurlik op ons kalender het ons nie 'n jubilee nie. En Israel, hulle self lekker die mekaar met hulle jubilee. Maar hoe naby ons is aan die 7 jaar groot verdrukking? Baie naby. Hoe weet ons? As jy gaan kyk na die bewyse oor die eindtyd, as jy gaan kyk op die program, wat sê die Bybel, jy gaan soek op die temas, sal jy sien ek praat oor bewys dat ons in die eindtyd leef, of jy kan dit in my nuwe boek sien, bewys dat ons in die eindtyd leef, hoe om te navigeer, jy kan dit daar kry. Daar verduidelik ons, wat is die tekens van die eindtyd? Ons het reeds daai tyd binne gegaan, ons is klaar daar, wat beteken dat ons kan baie naby die groot verdrukking wees, ons kan 'n paar weke, 'n paar maande, 'n paar jaar, kan ons daarvan weg wees, het kan 10 jaar, 15 jaar, 8 jaar, 7, 6 jaar, 3 jaar, ons is die geslag, ons is die generasie, ons is die laaste generasie, voordat Jesus terugkom na hierdie wêreld toe. Ons het dit reeds begin betree. Die feit dat Israel terug is in sy eie land, beteken die program in die kerk is nou op 'n einde. En so oomblik wanneer Romeine 11 vers 25 vervul is, dat die volheid van die heidene ingegaan het, sal die groot verdrukking plaasvind. Alright. Okay. En dan Rudy, dankie. Ek wil net vir jou sê dat my tyd is op. Ek is in die 40ste minuut. En ek hoor jy sê hierso, ek word beskou as 'n vals profeet en word verneder as ek die waarheid spreek. Bly jy maar net die waarheid praat. Hulle het vir Jesus ook aangespreek as 'n valse profeet. Hulle het gesê hy's vals en hy was die profeet van God. Hulle het baie van God se profete van ouds het hulle dit aangesê. Rudy, hulle kan nie sê jy's 'n valse profeet nie, want jy's nie 'n profeet nie. Hulle kan sê jy het dalk 'n valsheid weet, maar ek en jy weet mos wat die waarheid is. Maar jy kan nie 'n valse profeet wees nie, want jy is nie 'n profeet nie. Alright. Seën vir julle, liefde daar, tot 'n volgende keer. En so terloops, ek is volgende week van maandag tot vrydag moet ek in Lusaka wees. So Wessel is nie by my om my te help dat ek op die lug kan wees nie. So volgende week kry julle af vir goeie gedrag. Kyk 'n bietjie na ons nuwe programme en ek bedoel ons kry ongelooflike terugvoering van Dinsdae aande Did You Know Season 2. Doen jouself 'n guns en ek dink gisteraand het die 3de episode uitgekom. As jy nog nie gekyk het nie, gaan kyk hier by raymondlomba.com episode 1, 2 en 3 en deel dit met jou vriende. Ek en Wessel, ons spreek absolute realiteite aan in die dag wat ons in leef en ons kry baie goeie terugvoering tans op die oomblik. Gaan kyk gerus daarna, tot 'n volgende keer. Die Here seën, totsiens.